Ons gaan vanoggend dan nog praat oor wanneer die liefde werk. Ons hoor dit hier uit die Evergreeners. Dis net een van ons bedieninge. Daar's natuurlik in die ander bedieninge ook baie stories van wanneer die liefde werk. Dis so lekker om dit te beleef. Vrydagmiddag, toe moet ek gou na iemand toe in die hospitaal gaan van ons gemeente wat baie siek is, so bid ook asseblief daarvoor, wat ook by die Evergreeners is, en terwyl ek daar sit, om dadelik te hoor, daar's klaar 'n hele groepering van mense rondom haar, wat ondersteun, wat liefhet, en wat bid. Wat 'n blessing om deel te wees van dit. So, ons het gepraat oor die liggaam, die Heilige Gees skep die liggaam. Hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Ons verbind ons aan die liggaam. Jesus het gesê, gaan en heen, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. So baie keer dink ek, as ons net by die plek kan kom waar ons sê, Here, alles van U, alles wat U sê, alles wat U doen, alles van U is lewe. En omdat U dit gesê het, gaan ek dit kies, ek gaan dit doen, ek gaan gehoorsaam wees aan dit, ek gaan my lewe inrig volgens dit. En daarom is hierdie woord in hierdie tyd, vanoggend toe ek nou hierna toe ry, toe dink ek, eintlik het ons vir hierdie gesprek van laasweek en vandag, het ons eintlik 'n kursus nodig, want hierdie is 'n stuk lering, en as ons by die plek kan kom en sê, Here, dit wie U is, dit bring lewe, soos dit is wat U Gees vir my leer, I'm just gonna do it. Ek gaan net Nike, ek gaan dit net doen. So, vanoggend is so 'n tipe woord, en ons het reeds gehoor, hoe die Heilige Gees die liggaam skep, hy doop jou in 'n liggaam in, hy verbind jou aan 'n liggaam, en nou werk jy saam met die Gees, om aan die liggaam verbind te wees. Ek wil amper sê, as ek het nou mag so sê, vanoggend, come hell or high water. Ek is verbind aan die liggaam, want dit is God se plan. Die liggaam, die kerk, die bruid, hierdie gebou, hierdie familie, hierdie huis, al hierdie maniere hoe die skrif dit skryf, is God se manier van lewe gee. So ek is verbind aan dit. Ons sê baie keer, moet op 'n klip gaan sit en daaroor dink. Ek het op die klip gesit, ek het daaroor gedink, ek het dit vasgemaak van my lewe, dis wie ek is. So, vanoggend wil ons dit so 'n bietjie verder vat, en ons wil praat oor die gawes van die Heilige Gees. Nou, dis hoekom ek sê, dit moet 'n kursus wees, want eintlik kan mense oor elke gawe praat, maar vanoggend, ons gaan later in die jaar, gaan ons so 'n bietjie meer praat oor gawes, in die 3de kwartaal, hoe ontdek jy jou gawes, ensovoorts, maar vanoggend, dalk sommer net so, vir die res van die jaar, net so inleiding oor die gawes. Hoekom die gawes? Want die gawes is ook 'n manier, hoe ek saam met die Heilige Gees werk. En ons weet, wanneer ons saam met die Heilige Gees werk, gebeur daar incredible goed. Dis hoekom hierdie liggaam moet kan beweeg. Dis hoekom hierdie gebou moet verrys, want dit het 'n spesifieke doel waar ons baie gesê het laasweek. Nou vandag net om te begin oor die gawes. As ons na die skrif gaan kyk, dan sien ons, die skrif sê duidelik vir ons, dat die gawes moet werk en is bedoel om te werk, waar mense in 'n close, dis daai, een van die vertalings wat François nou gelees het, sê, we are closely knitted together. Die gawes is bedoel om te werk, primêr, dit natuurlik werk het ook op ander plekke, maar is bedoel om primêr te werk ook, waar daar openhartige verhoudings met mekaar is. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3, ek wil dit net noem, hy praat oor die ou verbond, dan praat hy oor Moses wat op die berg was, die heerlikheid van God, en as hy afgekom het na die volk toe, moes hy 'n sluier opsit, want hulle harte was nog verhard, die Gees het nog nie in hulle harte gewerk nie, maar hy sê, maar nou het ons die bediening van die Gees. Die Gees woon nou in ons het die bediening van die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. En dan sê hy, ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid, soos wat ons aanskou. En natuurlik beteken daai skrif, ons aanskou Jesus, en soos ons meer van hom sien, hoe meer word ons dit. Maar ons aanskou ook die heerlikheid van God tussen mekaar. Dis wanneer ons die heerlikheid ook in mekaar aanskou, want jy skyn van die heerlikheid van God. Iemand het ons een keer gesê, iemand het vir hulle gesê, hulle skyn heilig, toe sê hulle, dis okay, ek skyn van die heiligheid.
Maar jy skyn ook die heerlikheid van God en dit is waar ons getransformeer word en dis hoekom ons hierdie familie so nodig het. So die gawes is bedoel om te werk waar daar hierdie hegte eenheid en verhoudings is en openlikheid en dan kan die gawes ook werk soos wat dit moet. Laasweek het ek 'n voorbeeld gebruik dat ek dit al in my eie lewe baie mentors of leiers gehad wat ook vir my vanuit hegte verhouding moes sê, hoorie Nagel, jy moet so 'n bietjie groei, daar's so 'n bietjie eier op jou wang. Veer dit af. Dis ook 'n gawe wat werk, maar daai gawe byvoorbeeld kan nie werk as daar nie hegte verhouding is nie. Anders sou ek offense 10-1 gevat het en dan was alles down the drain. So as ons gaan kyk na die Korintiërs gemeente, dan lyk dit vir ons dis wat daar gebeur het. Hierdie gemeente het hulle eenheid verloor, vroeg in die brief, sê Paulus, daar's partyskap onder julle. Daar's verdeeldheid onder julle. Julle het julle eenheid verloor. Julle verstaan nie die doel nie. Hierdie gebou wat moet verrys vir 'n spesifieke doel, is besig om skade te kry. En dan skryf hy 1 Korintiërs 12 oor die gawes, hy skryf 1 Korintiërs 14 oor die gawes, en in die middel kom drop hy die liefde. So sien elke keer in die skrif is daar oor die gawes gepraat word, praat dit met 'n closely knitted community en ek wil dit volgende vir jou so 'n bietjie verder ook oopbreek. Nou, ek het so 'n bietjie gaan kyk. Dit lyk vir my daar's 4 plekke, 5 as jy hoofstuk 12 en 14 van 1 Korintiërs vat. Daar's 4 plekke waar Paulus en dan 1 plek waar Petrus, so dis dan die 5de keer, vir ons lysies gee van die bedieninge of van die gawes, van die gawes van die Gees. So ek wil dit sommer net vir jou daar kan opsit, jy kan nog verder na dit gaan kyk ook. So dis natuurlik dan nou 1 Korintiërs 12 en 14, so dis 2, Romeine 12, 3, Efesiërs 4, en dan nou Petrus, dan 1 Petrus 4 vers 10, gee hy net so kort stukkie, ook oor die gawes, maar dis ook 'n lysie wat hy vir ons gee. Nou, wat sê ek vanoggend daardeur dat ons kry, of kom ek sê eers dit, ons sien lysies, die verskillende lysies, maar hulle verskil. Nie een van daai lysies is dieselfde nie. So wat gebeur daar? Dis nie asof ons kan gaan en sê, hier's lysie 1, 2, 3, 4 en 5, en dit is almal die gawes van die Gees, en here we go. Nee, eintlik dink ek Paulus en dan Petrus is besig om net van die gawes van die Gees te noem en ons kan eintlik daaruit aflei en verstaan dat daar is nog baie meer gawes. Daar's nog baie meer gawes wat die Heilige Gees wil gebruik om dan ook in die liggaam te werk. Maar wat wel uitstaan in al daai gedeeltes is dat wanneer die gawes werk, is dit vir 'n spesifieke doel. Dis in 'n closely knitted familie om daai familie op te bou. Ons gaan lees 'n bietjie al daai dele met daai hoed op of met daai bril op. Die gawes is daar vir die opbou van die liggaam. So ek gaan sommer vir jou uit 1 Korintiërs 14 lees. Hoor hoe skryf Paulus dit. Hy sê, so moet julle ook, aangesien julle daarna streef om geestelike gawes te hê. Onthou nou, die Korintiërs gemeente was geweldig doenig met die gawes. Maar hulle het iets gemis, hulle het die liefde gemis. So Paulus probeer nie vir hulle sê die gawes is verkeerd nie, glad nie. Hier sê hy weer in hoofstuk 14, sê, aangesien julle daarna streef om geestelike gawes te hê, that's a good thing. Onthou net die liefde. Dan sê hy, streef daarna om die gemeente op te bou, sodat dit oorvloedig kan word. So hier was ook iets missing, saam met die liefde. Hierdie gemeente het hulle beywer gestreef vir hierdie gawes, maar hulle het dit gedoen op 'n manier wat dan nou nie God se plan was nie. En eintlik het hulle die gawes begin gebruik om hulle geestelikheid of hulle geestelike gewig te meet. Eintlik met mekaar begin vergelyk en bietjie gebrek oor van die gawes. So die punt dat die gawes daar is om hierdie liggaam op te bou, het hulle gemis. En ek dink dis baie keer wat gebeur. As die gawes nie meer gaan daaroor om die gemeente op te bou nie, dan gebeur daar een van 2 goed. Sommige mense raak dan minderwaardig oor hulle gawes. Want my gawe is nie goed genoeg nie. My gawe is nie so spectacular nie. En ander ouens kan opgeblaas raak. In ons Korintiërs journey noem ons dit puffed up. Kyk, my gawe is so great. Jong, dit is spectacular. As ek vir iemand bid, dan word hy gesond. As ek preek, dan gebeur die dinge.
So van die gawes maak jou dan meerderwaardig en daar ontstaan dan juis verdeeldheid. Dis wat gebeur het in die Korintiërs gemeente as gevolg van dit. En hier sê Paulus dit duidelik dat die gawes is vir die opbou van die gemeente. Een van die teologiese college van die AGS se dosente het altyd gesê, dink aan die gawes so scaffolding. As jy 'n gebou bou, dan gebruik jy scaffolding. Jy staan op scaffolding om daar bo uit te kom en die gawes is die scaffolding. Dit gaan nie oor die scaffolding nie. Ons wil eintlik die scaffolding net verstaan. Ons wil dit gebruik en klaarmaak. Dit gaan oor die doel om die gebou klaar te bou en dis hoe die gawes is. Die gawes is die scaffolding om hierdie gebou te kan bou. En dis die eerste ding wat ons moet verstaan, is dat hoe werk ek saam met die Heilige Gees? Eerstens, laasweek, afgelope 2 weke, ek verbind my aan die liggaam. Dis God se plan, ek verstaan dit, I just do it. Dis hoe my lewe lyk. Die tweede ding is die gawes. Ek weet dat God wil die gawes deur my lewe gebruik om hierdie gebou op te bou, want wanneer die gawe gebruik word deur my, dan kan dit iemand anders se transformasie bring, of dit kan lewe in hulle lewe inblaas, maar ook wanneer die gawes hier werk, dan verrys hierdie gebou, en ons raak 'n stem vir die wêreld, ons raak 'n beeld vir die wêreld, en die wêreld ontvang eintlik op so 'n manier 'n uitnodiging na die lewe van die koninkryk van God toe. Nou vanoggend wil ek gou vir jou dit ook wys, dat in 3 van daai, of in 4 van daai 5 skrifgedeeltes, dat elke keer as daar oor genade gawes geskryf word, dan word daar na die liggaam verwys. En die ander keer word dit nie direk so verwys nie, maar dit word ook geïmpliseer. So elke keer wanneer die lysies gegee word van die gawes, dan word die liggaam van Christus, die liggaam metafoor, word dit genoem. So ek wil vanoggend sommer net gou saam met jou lees uit Korintiërs 12 uit. Ek dink ons lees te min hoofstukke uit die Bybel uit op ons eie en ook in die kerk. So hier's nou 'n lekker hoofstuk wat ons kan lees. Hoor gou, hoe skryf Paulus vanaf vers 12? Hy sê, soos die liggaam, dis nou hierdie liggaam, my liggaam, soos dit 'n eenheid is, maar bestaan uit baie ledemate, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. Nou as ek hierdie gedeelte lees, dan klink dit vir amper soos 'n kind kan hierdie lees, en 'n kind kan dit verstaan. My arm en my been en my hakskeen en my oor het nie vanoggend apart hier aangekom nie. Ek het hier aangekom as 'n liggaam. Ek het hier aangekom as 'n eenheid. So hy beskryf dit en dan komma, so is dit ook met Christus. So maklik om te verstaan. Hy sê, soos wat hierdie liggaam verskillende dele het, het die liggaam van Christus verskillende dele of lede, en Doxadia noem ons dit nou vennote, en saam, en ons almal het gawes, maar saam vorm dit 'n liggaam. En ewe skielik as jy dit snap, dan skuif dit die hele fokus van, dit gaan nie meer oor my gawe, wat is my gawe, hoe werk my gawe, en dit is my gawe en my gawe nie, maar jy ontdek ewe skielik dat hier's 'n ander orde. Dit gaan oor hierdie liggaam, en ek is deel van hierdie liggaam, en daarom het ek ook 'n gawe om hierdie liggaam te kan opbou. Hoor gou skryf hy verder. Hy sê inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. En dan gebruik hy nou baie praktiese voorbeelde. Hy sê, as die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie. So my vertaling, as die voet sou sê, ag nee man, almal trap net op my. Die hele liggaam trap op my. So as die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy dan daarom nie aan die liggaam nie? So hy breek dit net vir ons so 'n bietjie oop. Dan vat hy nog 'n beeld. Hy sê as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? Nee, hy wil nou al hê ons moet uitskree, nee. Dit is nie so nie. So jy hoor ook dadelik hoe spreek Paulus hier minderwaardigheid aan. Kyk, die duiwel is slinks. Moenie jou gawe gebruik hier, want hy's nie so spectacular nie. Hy's bietjie minderwaardig. Hy's nie so goed nie. So hy spreek ook iets van minderwaardigheid aan. Dan sê hy, as die ganse liggaam, nou keer hom om. Nou sê hy, as die ganse liggaam net 'n oog was, dit sou weird wees, nie.
Die volgende net 'n oog sou opdaag. Hy sê as die ganse liggaam net 'n oog was, waar sou die gehoor wees? As alles net die oor was of gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas volgens sy besluit. And God does not make mistakes. Dit wat God vir jou gegee het, jou persoonlikheid, jou gawes, jou talente, jou vermoëns, alles van jou, He does not make mistakes. Soos wat sê Paulus hier, soos elke deel van my liggaam 'n funksie het en presies op die regte plek is, het ons ook elke deel nodig in die liggaam vir Christus. Daar's nie plek vir die leuns van die duiwel van minderwaardigheid of meerderwaardigheid nie. Inteendeel, ek dink Paulus stel dit so sterk, ek het dit nou nie op nie, ek dink sommer nou daaraan. Op 'n stadium sê hy, dis eintlik hierdie swakker dele. Hy wil hom amper heeltemal die appelkar omgooi. Hy sê amper daai swakker dele wat ons die meeste nodig het. OK, so daai vers is ook nog daar iewers. Okay, nou gaan hy aan, vers 19, en sê, as alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Hoor nou, hier is belangrik. Ons werk, hoor gou hierdie, met die agtergrond, ons werk saam met die Heilige Gees. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Hou vas gou jou sitplek. Jy kan nie sê, ek is okay sonder die liggaam van Christus nie. Jy kan nie sê, ek is fine and good enough sonder die liggaam van Christus nie. Jy kan nie sê, ek en die Here, hier gaan ons pad, ek het nie ander gelowiges in my lewe nodig nie. Hoekom sê ek dit vanoggend vir jou so sterk? You are missing out. Jy mis uit. Jy mis uit in hierdie gebou wat God wil laat verrys, wat binne in daai gebou gebeur, maar wat daai gebou en hierdie liggaam wat dan begin beweeg, ook uitstraal. Nou, hier sommer net vir jou 'n quote, of 'n gedagte. Die Navy SEALs van die United States, ons weet hulle ondergaan van die sterkste of die strengste opleiding, en hulle moet mos nou kan veg op see, op land en in die lug en so. Een van die eerste goed wat hulle leer, dis soos in algemeen bekend, een van die eerste goed wat hulle leer is, strength is not independence. Strength is interdependence. Dan dink ek, my goodness, Here, maak ons net wakker hiervoor. Hoe kan hulle dit verstaan, maar ons verstaan dit nie in die kerk nie, wat al hierdie beelde het oor die liggaam en die gebou en die huis en die familie en alles wat saam met dit gaan. Ons is in verbintenis met mekaar geplaas en met God geplaas, waar elke deel 'n funksie het, waar elke deel belangrik is, sodat hierdie liggaam kan verrys. Nou ek wil gou vanoggend vir jou sê, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle en leer hulle. In ons westerse wêreld, and I'm preaching for myself, het ons so nodig om hierdie te leer, want ons dink individualisties. Ons sukkel om hierdie manier hoe die Gees wil werk. Ons sukkel om dit te verstaan en te begryp. Alles rondom ons sluk ons weer in 'n ander tipe lewe in en dan val ons weer aan. Ons sukkel om hierdie te verstaan, maar as ons kan leer dit wat die Gees vir ons sê, en net soos wat ek sê, ek is verbind aan die liggaam, net om te sê, Here, ek is ook verbind aan wat U deur my wil doen in ander mense se lewens in hierdie liggaam, en op so 'n manier te begin leef, dink ek gaan ons heeltemal iets anders in die kerk sien gebeur. Nou vanoggend net, ek gaan nie nog lank wees nie, maar net gou-gou, dis nogal treffend. Elke keer ook in daai 5 gedeeltes, as daar oor die gawes gepraat word daar 2 woorde gepraat. Of 2 spesifieke woorde genoem. Die eerste een is, dit word genadegawes genoem. Genadegawes, nogal 'n lang woord, hoor gou-gou, hoe sê Paulus dit? Korintiërs 12 vers 4, daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. So jy hoor hom dadelik, as jy bietjie daaraan dit gedink, die gawes, dit word genadegawes genoem, wat hoor ek? Ek hoor 2 woorde, elke keer genadegawes, maar ek hoor 2 woorde, genade
En ek hoor gawes. Genade is maklik om te verstaan. Alles wat ons het, alles wie ons is genade. So, dis genade van God wat na my toe gekom het. Maar nou die tweede woord, gawes. Vir wie is hierdie gawe? En waarvoor is hierdie gawe? Nou, Petrus skryf dit mooi in 1 Petrus 4 vers 10, en sê hy, elkeen het 'n genadegawe ontvang. So elkeen van ons het 'n genadegawe ontvang. So dis ek wat hierdie gawe ontvang het, maar dan die res van die skrifgedeeltes, alles rondom dit, is duidelik dat hierdie genade is 'n gawe wat God vir jou gee, sodat dit die liggaam kan opbou. Met ander woorde, ek kry die gawe, ek word 'n kanaal van genade, sodat die genade van God deur my na die liggaam toe kan vloei. En daarom is dit so belangrik vir my om te verstaan, as dit kom by die liggaam, as dit kom by die gawes, om verbind te wees en om 'n kanaal te wees, sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. Nou die Here het soveel belangstelling in ons. Toe ek nou vanoggend, ek het dit nou reeds vir julle gesê, toe ek nou hiervoor voorberei en vanoggend weer nou toe ry, dink ek hierdie moet eintlik 'n kursus wees en hoe die Here intens in ons belangstel. Voor die eerste diens al vanoggend kom hier iemand ingesuiker en hulle gaan nou weg. Die persoon gaan nou weg. Hy sê ek wil eintlik net groet, maar ek wil vir jou iets sê. Hy sê mag ek maar. Ek sê ja, of course. En hy begin te praat. Seker net vir 2 minute. Maar wat hy in daai 2 minute sê, is so relevant vir my lewe en iets wat ek beleef en iets waaroor ek bid. En in 2 minute skuif 'n klomp goed. Dit skuif so in my lewe oor daai situasie. Ek dink, Here, U dan maar ook 'n sin vir humor. Hier praat ons nou vanoggend oor gawes, hier kom demonstreer U dit. Vir my, ek kom wys vir my wat moet preek, hoe werk die gawes, wat doen die gawes? In die eerste diens staan ek ook in die worship en ek beleef 'n klomp goed. Kom iemand na my toe, hulle sê vir my, ek beleef sommer net die Here sê, dit wat hulle van my sê is 10 sekondes, maar dit is soos, die gawe werk, dit is soos 'n stamp. En die Here praat ook in die eerste diens en hy gee hierdie inspirasie, want dis wat die gawes ook doen, dit inspireer. So, daar's soveel voorbeelde van gawes. Dink, ek nou vanoggend dit self beleef, maar dink byvoorbeeld aan die gawe van bemoediging. As dit missing was in jou lewe, hoe sou jou lewe gewees het? Die gawe van dien. Ek loof die Here vir hierdie gemeente. Kort nou hoor ek, mense daar, iemand het die dood afgestaan, of iemand het daar getrek, of iemand het daar 'n baba gehad, of iemand het hierdie krisis en hierdie ding, en dan woeps, ons het soos 'n klomp mense, soos die evergreeners. Byvoorbeeld die storie wat ons vanoggend gehoor het, wat dan daar werk, die gawe van dienswerk werk. Wat is die beste gawe? Die gawe wat nou die nodigste is. Dis die beste gawe. Beywer julle vir dit. Die gawe wat nou nodig is. Die gawe van wysheid. Ek onthou een keer in my lewe het ek 'n groot besluit gehad wat ek moes maak en die gawe van wysheid het met my gepraat. Hoe die gawe met my gepraat? Hy het nie gekom en gesê ting 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 bang 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 hierso maak so nie. Nee, daai persoon het net vir my gesê moenie, want ek wou die besluit maak. En daai persoon het net vir my gesê moenie oorhaastig wees nie. Bid en wag. Dit was die gawe van wysheid wat gewerk het. Verbind aan die liggaam. Daai persoon het geweet, ek is 'n kanaal van genade. Dis wat die Here geprompt het in daai tyd om te sê. Dit klink vir jou simpel, klink vir jou eenvoudig. Moenie oorhaastig wees, bid en wag maar so 'n bietjie. Maar daai persoon het met 'n erns gesê en ek sidder as ek terugkyk en dink dat as dit nie daar was nie, hoe die besluit dan sou lyk. As ons kyk na die gawes, ek is nog by die eerste woordjie hoor, maar moenie worry nie, die tweede is baie kort. Genadegawes, dit gaan hand aan hand met diensbaarheid. As ons kyk na Jesus, hy was 'n gawe wat gekom het, hy het gekom om te dien, hy het self gesê, dis beter om te kom dien, ek het nie gekom om te kom dien nie, maar ek het gekom om my lewe te gee as 'n losprys. Ons is nie daar nie, ons gee ons lewens as lospryse nie, die Here vra net vir ons, gee jou lewe as 'n kanaal van genade, wees net alert daarvoor, wees net wakker daarvoor. En vanoggend beleef ek dit so ook, om dit vir jou so te sê, baie keer kyk ons na gawes, en dan dink jy, okay, nagel, maar jou gawe kan lekker vloei, want jy die stage.
Jy het nie die stage nodig vir jou gawes nie, jy het die liggaam. Jou gawe kan vloei. Elke keer wanneer ons by mekaar kom, kan jou gawe werk. Niemand verhoed jou om te bid nie. Niemand verhoed jou om te encourage nie. Niemand verhoed jou om deel te raak van 'n bediening nie. Daar's soveel voorbeelde. Elke keer kan jy dink wat gebeur as ons dit snap en sê, Here, ek is 'n kanaal van genade. Ek kom met daai hoed op. Ek gaan dien, want deur hierdie kanaal van genade vloei die genade en u genade bring altyd lewe. Can you feel it? Voel jy hom? Soveel voorbeelde in my eie lewe van gawes wat na my toe gevloei het en regtig my lewe so kom impakteer het. So die gawes is ook dienend. Nou sien ons in die Korintiërs gemeente, hulle verloor die plot. Dis nie meer dienend nie, dis nou 'n kompetisie. Want hulle het die doel gemis, dat dit daar is om hierdie liggaam op te bou en te transformeer. Die tweede ding wat elke keer gebruik word, as daai lysie genoem word, is elkeen. Die skrif sê, elkeen van julle het 'n gawe ontvang. God het die liggaam so geskep, elke deel het 'n funksie. Dink niemand van ons steek hand op om 'n liggaamsdeel te verloor nie, want elke deel het 'n funksie. En so sê die skrif dan ook vir ons, hy het aan elkeen 'n genadegawe gegee. Dis so kinderlik om hierdie te verstaan, maar hoor dit vanoggend. Baie mense glo, I'm not good enough, ek is nie dit nie, ek is nie dat nie, ek het nie eintlik 'n gawe nie, o jette nie, hierdie gawe van my is baie onbelangrik. It's not, God has ordained that. Weet jy wat die Afrikaans vir dit nie? Hy het dit georden. Hy het dit gestamp, he has ordained that in you. God maak nie foute nie. Jy het 'n gawe en elke keer wat ons bymekaar is hier, elke keer in 'n klein groep, dink gou 'n bietjie aan jou huis. Die gawes is vir jou huis. Kan jy dink wat gebeur in jou huis as die gawes daar meer kan vloei? Die gawes is vir jou werk. Die gawes is om die liggaam op te bou. Die gawes is om die koninkryk van God sigbaar en tasbaar te maak. Die koninkryk van God is nie net woorde nie. Die koninkryk van God is aksie. Dis 'n krag, dis lewe. Dis daagliks, dis 'n daaglikse lewe. Elke keer wat ons by mekaar is. En dis hoekom ons praat oor hierdie goed ook in ons gemeente. Want ons sê ook in hierdie tyd, in hierdie jaar, ons wil nie net oor liefde praat nie, ons wil liefde word. Ons het nou so ietsie gehoor van wat gebeur as liefde beslag vind, as dit tasbaar word, as dit sigbaar word. Ons wil dit word. Nou hier's die ding van word. Baie keer hoor ons preke oor liefde en dan wil ons gaan en ons wil dit gaan doen. Maar het jy ooit daaraan gedink, ek en jy kan net gee wat jy het. Ek kan vir jou net R1000 gee as ek dit het. As ek nie die R1000 het nie, kan ons almal op ons koppe dans en rondspring. Kan net nie vir jou gee nie, ek het dit nie. Ek glo dis wat die Here in hierdie tyd doen. Hy werk hierdie liefde, hy werk hierdie woord in ons in, hy knie dit in ons in, sodat ons dit kan word, want as ons dit word, gaan ons dit gee. En dit kom deur lering, dit kom deur 'n paar goed, van hoe God se gees dit in ons werk. Paulus skryf, hy sê die geloof kom deur die gehoor. Jy hoor dit. Die Heilige Gees oortuig jou, jy glo dit. Geloof kom deur die gehoor. Gehoor kom deur die woord van God. En dis waar ons in hierdie tyd is. Die Here praat met ons baie dringend, die Here praat met ons ernstig. Ons breek dit so 'n bietjie af oor hierdie jaartema. We are known by his love. Ons word geken deur sy liefde, want wanneer die liefde werk, is daar lewe. Wanneer die liefde werk, word die koninkryk van God sigbaar. Wanneer die liefde werk, is daar transformasie. Wanneer die liefde werk, werk die gebed, laat die koninkryk kom soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek wil jou vra om jou oë te sluit vanoggend saam met my. Ek wil jou vanoggend nooi, twee goed. Die eerste ding is net weer iets van, Here, ek verbind my aan die liggaam. Dankie dat u woord my leer. En miskien praat die Here met jou oor waar moet jy jou volgende, of hoe moet jy jou dalk op 'n volgende manier verbind. Laat die Here dit self vir jou wys. Ek verbind my. Die feit dat jy vanoggend hier is, beteken jy's verbind.
Maar hoe, Here, wat sê jy vir my? Dalk is daar iets waar die Here met jou praat. Laasweek het ons sommer net gesê, ons vertrou die Here vir leiers, vir groepe, want dis waar mense hierdie verbintenis beleef. Dis een voorbeeld. Maar waar roep die Here jou om jou te verbind? Die tweede ding volgend om net te hoor. Sê Here, hier is 'n baie kort preek oor die gawes, maar ek hoor 5 skrifgedeeltes. Hulle praat oor die liggaam, hulle praat oor elkeen, hulle praat oor gawe wat deur my vloei. Dis verbonde aan die liggaam. Dis nie minderwaardig nie, dis nie meerderwaardig, dis vir die opbou en in hierdie opbou verrys die heerlikheid van God. Dit vermeerder van heerlikheid tot heerlikheid en U roep my om myself ook aan dit te verbind. U roep my ook om my bewus te maak van dit, om te sê Here, mag ek oop wees vir dit, om te sê wanneer ek tussen mense is, om net weer wakker te wees vir wat U wil wys. Dalk is dit net 'n vashou, net 'n druk. Dalk is dit 'n gebed. Dalk is dit 'n powerful woord van kennis. Dalk is dit net wysheid. Dalk is dit net dien. Dalk is dit net Here, U verbind my aan iemand of vir daai persoon 'n leierskapsrol op te neem, 'n mentor te wees, 'n coach. Wat dit ook al mag wees, Here. Dankie dat U dit vir my wys. En dat ek vanoggend, Here, kan weet dat die skrif ook sê, ook in Korintiërs, het ja en amen gesê vir al U beloftes. Alles wat U wil doen, het U klaar voor ja gesê en amen. U roep ons ook om ja te sê, amen te sê. En ons bid dit volgende, Here, dankie dat terwyl U met ons praat, weet ons, hierdie is 'n doenwoord. Dis 'n doenwoord. Ek dink weer aan Kersdag, weer iemand het vir my 'n woord kom gee en sê die Here gaan hierdie jaar hierdie gemeente daders van die woord maak. Ons het vanoggend, ons is einde April, ek weet daar's baie stories, maar ons het vanoggend net hier uit Evergreen 'n groot storie gehoor van dit. Dankie Here dat U dit meer en meer en meer doen en gebruik ons, Here. Sit net so vir so 'n paar sekondes. Die Heilige Gees praat altyd met ons. Hoor bietjie wat sê hy vir jou.